Baie welkom by hierdie week se geloofswoord. Ons het verlede week saam gekyk na Matteus hoofstuk 12, die eerste deel, tot by vers 32. En vandag kyk ons verder na Matteus 12, die tweede deel, van vers 33 tot 50. Mag jy werklik beleef, dat die Here ook daar waar jy is, of jy nou as 'n Bybelstudiegroep bymekaar is, as 'n geloofsgroep bymekaar is, of net op jou eie is, mag jy beleef dat die Here ook daar is, en hoe hy jou net help om hom beter te leer ken, dieper te verstaan, dat hy in sy woord vir jou probeer leer, sodat jy uiteindelik 'n deel kan maak van jou lewe en kan gaan uitleef. Voordat ons verder gaan met Matteus 12 vanaf vers 33, kom ek bid net eers vir ons ook saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om U te kan ken, Here. Dankie dat wanneer ons sê ons is U kinders, Here, dan sê ons dit nie sommer maar net nie, maar dan sê ons dit omdat U ons uit kon kies het. In die groot liefde en die groot genade, Here, dit gedoen het, Here. Dankie dat ons die kinders is en die Heilige Gees wat in ons leef, die bevestiging daarvan het, Here. En dat dit ook wegwys na die ewige lewe wat ons in U het, die grootste geskenk wat daar is. Dankie daarvoor. En dankie dat wanneer ons met die woord besig is, sien U ons raak soos ons is, ken U ons ten volle, Here. Ons gebed is dat U ons in hierdie oomblik, wanneer ons by Matteus 12 stil staan, dat U ons hierin ook sal ken. Dat U al ons omstandighede sal ken, ons gedagtes, ons worstelinge, ons emosies, dat U alles van ons sal ken, Here, en dat ons iets daarvan sal beleef wanneer ons hierdie teks ook saam lees, Here, deur die vraag gaan. Dankie dat ons so kan lees, reflekteer, en so net nader kan kom aan U wil vir ons lewe. Dankie vir die evangelies, wat vir ons van U self kom leer, Here. Dankie vir die Bybel, die Ou Testament, en die res van die Nuwe Testament, waarin ons net soveel dieper ontdek wie U uiteindelik is. Mag U ons ook nou lei en seën in die woord. In die wonderlike, almagtige, liefdevolle naam bid ons dit. Amen. Ek lees vir ons die eerste gedeelte van vandag, Matteus 12, vanaf vers 33 tot 37. Of julle beskou die boom as goed en sy vrugte as goed, of julle beskou die boom as sleg en sy vrugte as sleg. Aan sy vrugte word die boom immers geken. Addergeslag, hoe kan julle iets goed sê as julle sleg is? Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring uit die goeie skatkamer goeie dinge na vore, en die slegte mens bring uit die slegte skatkamer slegte dinge na vore. Ek sê vir julle, van elke onbesonde woord wat die mens kwytraak, sal hulle op die dag van oordeel rekenskap moet gee. Want op grond van jou woorde sal jy geregverdig word, en op grond van jou woorde sal jy veroordeel word. Jesus brei hier verder uit op sy gesprek met die Fariseërs. Hy wys daarop uit dat hulle hom die Satan noem, of iemand wat van die Satan af is, omdat hy bose geeste uitdryf. En uiteindelik is hy eintlik die ware seun van God. Hulle sien dit wat goed is as sleg, en dit wat sleg is as goed, as gevolg van hulle eie menslike swakheid, en hulle eie menslike standaarde, wat hulle meet, of gebruik as maatstaf uiteindelik. Hy noem hulle eintlik addergeslag. En dan wys Jesus hier ook hierdie metafoor weer uit, dat ons in Matteus 7 gekry het, die metafoor van iemand wat aan sy vrugte, 'n boom wat aan sy vrugte gemeet sal word. En Jesus moedig hulle aan, hy moedig die skares eintlik ook aan, hy moedig ons aan, om uiteindelik ook nie net na die boom te kyk nie, maar na die vrugte van die boom, om seker te maak of dit goeie of slegte vrugte is, en daarvolgens ons oordeel uiteindelik te voer as op grond van opregtheid. Is jou geloof opreg, is jou hart opreg, of is dit dan nou nie? En dan gaan hy verder om te wys dat baie keer hulle dade ook nie spreek van dit wat uit hulle monde uitkom. Die Fariseër self se dade wat nie spreek van dit wat uit hulle monde uit ook dan kom nie. Hy waarsku dat ons moet versigtig wees wat ons sê, wat ons doen, want uiteindelik moet dit spreek van die heerlikheid van God, en nie uiteindelik van ons eie wil, of ons eie begeertes nie. Ons harte moet uiteindelik oorloop van Christus self. Spreuke 4 vers 23, in daai gedeelte lees ons so mooi, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En hier sien ons dit raak, sien ons Jesus se woorde ook raak, wat hy hier spreek. Dit wat in ons harte is, dit moet uiteindelik ook van ons hele lewe spreek.
Gee so 'n oomblik om daarna te dink oor wat jy nou gehoor het in hierdie gedeelte. En onthou altyd om as daar enige vrae is, kommentaar is, om in die kommentaar van hierdie video ook dalk net 'n vraag te los, of jy kan die kerkkantoor kontak, my persoonlik kontak. As daar enigiets is waar jy wonder of dalk twyfel, maar gee nou vir jou oomblik om saam te dink oor wat jy gehoor het. Daarna sal ek vir ons verder gaan met die volgende gedeelte. Toe het sommige van die skrifkenners en fariseërs gereageer en gesê: "Meester, ons wil graag 'n teken van U sien." Hy het hulle geantwoord: "'n bose en oorspellige geslag vra 'n teken, maar geen teken sal aan hulle gegee word behalwe die teken van die profeet Jona nie. Want net soos Jona 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die mense van Ninive sal in die oordeel saam met hierdie geslag opstaan en dit veroordeel, omdat hulle op grond van die prediking van Jona tot bekering gekom het. En waarlik, wat hier is meer as Jona. Die koningin van die suide sal in die oordeel saam met hierdie geslag opgewek word en hulle veroordeel, want sy het van die eindes van die aarde gekom om die wysheid van Salomo aan te hoor. En waarlik, wat hier is groter as Salomo. In hierdie gedeelte vra die fariseërs uiteindelik vir Jesus vir 'n teken. En Jesus kan nie verstaan nie, want hoeveel tekens moet hulle dan nog sien? Hulle het al soveel tekens gesien wat hulle behoort tot oortuiging gebring het, dat Jesus waarlik die seun van God is, maar hulle weier om dit te glo. So wat sal nog 'n teken in 'n geval help? Hy wys uiteindelik ook hulle boosheid uit, dat hulle uiteindelik getrou leef van die wet, of so sê hulle, maar uiteindelik nie kan raak sien wie Jesus self is nie. En eerder asof hulle die teken te gee wat hulle so graag soek, gee hy vir hulle uiteindelik metafoor, die teken van metafoor. Die eerste teken van Jona wat vir 3 dae in die vis ook was, en Jesus wat uiteindelik dit natuurlik deurtrek tot sy eie kruisdood, terwyl hy ook in die hel was, in die doderyk ook was vir daardie 3 dae en toe hy opgestaan het. En die tweede metafoor is uiteindelik hierdie koningin uit die suide, wat uiteindelik vir Salomo geprys het, geloof het, en daardeur vir God geloof en geprys het, vir sy kennis, sy wysheid, die manier waarop hy ook koning was van Israel. Jona wat van Ninive kon oortuig, en uiteindelik Salomo wat as leier hierdie koningin kon oortuig. Maar die Joodse leiers, wat nie deur Jesus self, wat soveel groter, soveel meer is as Jona, as Salomo, Jesus self wat hulle nie tot oortuiging kan bring. Dit wys hulle eie boosheid uit. En dit wys uiteindelik uit dat hulle net eenvoudig weier om te glo. Die mooi van hierdie gedeelte is dat Jesus groter is as hierdie profete waarvan ons lees. Jesus groter is as hierdie leiers waarvan ons lees. Dat hy uiteindelik die koning bo alle konings is. Ek gee jou 'n oomblik om oor hierdie gedeelte ook na te dink. En as jy klaar so gemaak het, nou my video te pause, as jy klaar so gemaak het, sal ek vir ons verder gaan na die derde gedeelte van vandag toe. Wanneer 'n onrein gees 'n mens verlaat, swerf hy deur die waterlose streke op soek na rus, maar kry dit nie. Dan sê hy: "Ek sal terugkeer na my huis wat ek verlaat het." En by sy terugkeer kry hy dit onbewoon, uitgevee en aan die kant gemaak. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste saam met hom, slegter as hy self, trek in en woon daar. Die uiteinde van daardie mens, is erger as sy begin. So sal dit ook gaan met hierdie bose geslag. Met almal wat die boosheid bo Jesus verkies, sal dit slegter gaan. Hierdie gedeelte spreek daarvan. In hierdie gedeelte kom wys Jesus uiteindelik dat die Joodse leiers se begin slegter sal wees as hulle einde. As hulle nie Jesus aanvaar in hulle lewens nie, dan aanvaar hulle nie God self nie. Dan kan hulle nie meer in sy teenwoordigheid leef nie. Dan kan hulle nie beleef wat dit beteken om God te ken en 'n verhouding met hom te leef nie. Dan kan hulle nie homself raak sien nie. Dan soek hulle 'n lewe waarin God nie teenwoordig is, 'n lewe wat leeg is, 'n lewe wat doelloos is, 'n lewe wat tot niks lei nie. Maar as ons Jesus ken,
as ons hom in ons lewens aanvaar, dan is dit soos hierdie demoon wat uitgedryf word, hierdie demoon wat vroeër hier in Matteus 12 ook uitgedryf is. Dan beleef ons 'n vrygemaaktheid. Dan beleef ons hoe Jesus genesing bring, geregtigheid laat geskied, ook in ons lewens. As ons dit nie aanvaar nie, dan kan ons dit ook nie beleef nie. Dan beleef ons 'n huis wat leeg is. Dan beleef ons dat ons uiteindelik nie uitkom waar die Here wil hê ons moet uitkom nie, maar uiteindelik 'n lewe leef wat lei tot die dood. Ek gee 'n oomblik om ook hieroor na te dink en te dink aan jou lewe wat spreek van Jesus se lewe of behoort te spreek daarvan. Gee 'n oomblik daarvoor en dan gaan ek vir ons verder met die laaste gedeelte ook vir vandag. Terwyl Jesus nog met die skare praat, het sy moeder en broers onverwags buite gestaan en wou met hom praat. Iemand het vir hom gesê, kyk, u moeder en broer staan buite en wil met u praat. Maar hy het die een wat dit vir hom gesê het, geantwoord, wie is my moeder en wie is my broers? Toe het hy sy hand na sy disippels uitgesteek met die woorde, kyk, hier is my moeder en my broers. Want elkeen wat die wil doen van my Vader in die hemele, die is my broer en suster en moeder. Hier in hierdie laaste gedeelte van Matteus 12 sien ons dat Jesus se moeder en sy broers met hom wou praat. Nou Matteus gee nie eintlik 'n rede daarvoor nie. Hy sê nie waarom hulle met hom wou praat nie. Maar ons kan aflei uit Markus 3 uit dat dit moontlik gegaan het oor dat hulle gedink het dat hy besig is om van sy kop af so 'n bietjie te raak. Dat Jesus nie tyd maak om te eet nie. En dan gebruik Jesus hierdie geleentheid om uiteindelik te wys wie sy ware broers en susters is, of wie almal sy broers en susters is. Dis sy disippels, die mense wat die wil van sy Vader doen, die mense wat sy wil kies, mense wat sy liefde kies. En so sluit die Here elkeen van ons in sy familie. Elkeen van ons wat sy wil doen, elkeen van ons wat sy wil kies, is deel van sy familie. Ons is sy broers, sy susters, sy moeder. Ons is sy mense. En so kom wys Jesus ook wat dit beteken om 'n volgeling van hom te wees. Jy volg hom nie net nie. Nee, jy is deel van sy familie. Jy is naby aan hom en hy is ook naby aan jou. Jesus se broers het later in hulle lewe ook, so Jakobus dink en dan Judas dink, hulle ook tot bekering gekom. Maar mooi dat Jesus hierdie geleentheid nie ook gebruik om uiteindelik te wys dat elkeen van ons wat hom ken en hom dien, hom eer, hom die Here maak van ons lewe, hom liefhet uiteindelik. Dat elkeen van ons sy broers, sy susters, sy moeder ook is. Ek gee 'n oomblik om oor hierdie gedeelte na te dink en as jy klaar daarna gedink het, gaan ek vir ons afsluit met 'n gebed. En jy is welkom om ook dan na die gebed na 'n paar vrae ook saam te kyk, dit te bespreek en dan in die groep of daar waar jy alleen is, sommer net self ook af te sluit. Volgende week en die paar weke van die vakansie gaan dan 'n 'n geloofswoord wees nie, maar daai eerste week nadat die skole weer begin het, sal ons verder gaan met Matteus 13. Kom ons word vir 'n oomblik stil en dan reflekteer ons op hierdie laaste gedeelte en dan doen ek vir ons ook 'n gebed saam. Almagtige Here en Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se 4 gedeeltes hier in Matteus 12. Dankie Here dat U in hierdie laaste gedeelte net weer vir ons die bevestiging bring dat ons U kinders is, as ons doen wat U van ons vra. As ons U kies, Here. As ons U die Here van ons lewens maak. Dankie dat U uiteindelik ook ons ken ten volle en dat U geen onreg of geen sleg duld nie, Here, maar dat U net die goeie wil hê. En dankie Here dat U self die goeie kom word het vir ons, die teken kom word het van wat dit beteken om te leef soos wat U vra. En dankie dat ons elke dag deur die Heilige Gees die krag het om reg te kies, om goeie vrugte te dra, Here. Help ons daarmee, seën ons daarin, en help dat ons uiteindelik kinders sal wees, wat na U toe wegwys. Nie na onsself nie, nie na die wêreld toe nie, maar na U toe. Omdat U vir ons goed is, omdat U
U ons liefde is, omdat U ons genade is, omdat U alles van ons is, ons hele lewe is. Dankie Here, dat ons dit kan bid en kan vra. In die wonderlike, almagtige, groot naam alleen. Amen.